Ek is so opgewonde om betrokke te wees by 'n produksie by name Ingrid, 'n vlam in die sneeu, wat eersdaags op die planke is by die Centurion Theater en dan ook verder deur Suid-Afrika gaan toer. Hierdie produksie handel oor die liefdesbriewe tussen Ingrid Jonker en Andrei P. Brink, wat gepubliseer is in 'n bundel met dieselfde titel, Vlam in die sneeu and Flame in the Snow. Hy is in Engels en Afrikaans gepubliseer. En ons het die wonderlike geleentheid om hierdie materiaal vir mense in 'n verhoogstuk te bring met 'n teks deur Jack Brits en die musiek is dan ook verwerk deur Shani Jonker. Jack het eintlik die toonsettings ook gedoen en Shani Jonker, wat nou toevallig ook die van Jonker het toe die toonsettings verder gevat en pragtige musikale verwerkings gemaak en daai musikale verwerkings is gebaseer op die gedigte uit Ingrid Jonker se Rook en Oker bundel wat in die tyd toe sy en Andrei P. Brink hulle verhouding gehad het, geskryf is. Scenario produksies wat die vervaardigers is van hierdie produksie, het van die begin af baie pertinent besluit om die werk te eer. En ek dink dit is so belangrik as dit kom by 'n verhaal oor regte mense en materiaal wat werklik bestaan, om seker te maak dat jy die tydlyne en die essensie van dit wat plaasgevind het eer en by dit hou. Ons het wel in teater die wonderlike voorreg om 'n bietjie kreatiewe vryheid te hê en die 2 jaar tydperk wat afspeel in seker omtrent 'n uur en 'n half in te moet sit. En daar dink ek het ons as 'n span die geleentheid gekry om nie net die essensie van die materiaal nie, maar ook die essensie van Ingrid in daai tydperk na vore te bring. Dit was baie lekker om tydens die audisieproses met 'n oop hart in te gaan en al die wonderlike talent in ons land te sien en toe op die ou ende iets in Lizelle Pike raak te sien wat so pragtig ingepas het by dit wat ons graag wou bereik. Om Ingrid nie net tentoon te stel as 'n literêre ikoon of as 'n politieke aktivis nie, maar ook as 'n mens en as 'n ma en as 'n minnares en as 'n dogter en om te kyk hoe die invloed van haar verhouding met Andrei P. Brink op haar werk en haar lewe tentoongestel was in daai tyd en hoe ons dan daai essensie na vore bring vandag. So ek is trots om deel te wees van iets wat vanuit haar perspektief na vore gebring word. En ek hoop dat mense dit sal raak sien en dat hulle sal uitstap met 'n nuwe perspektief op iemand wat baie al tentoongestel is. Daar is al baie opinies rondom Ingrid in die lig gesit oor die jare heen. En ek is trots om deel van ietsie anders te wees, 'n ander blik op 'n bekende persoon. Ingrid was glad nie deel van my 2025 planne nie. Inteendeel om op die verhoog te verskyn was nie deel van my 2025 planne nie, want ek het my hoed op die kapstok gesit, my jas in die kas gehang en toe Nadia my bel en sê sy is besig met Ingrid, toe val ek sommer agteroor want ek is mal oor Ingrid. Ek is mal oor Ingrid Jonker. Ek het haar ontdek as 'n tiener en is mal oor haar manier van skryf en sy het vir my woorde gegee in 'n tydperk wat ek nie gevoel ek het woorde gehad nie. Ek dink deur die jare is daar verskeie opinies oor Ingrid, oor wie Ingrid was, hoe sy was. En ek dink wat hierdie stuk pertinent verfrissend maak is ons wou baie graag die essensie, die waarheid van wie sy was as mens, wou ons vasvang. Dit is 'n kreatiewe interpretasie van haar lewe. Dit is nie autobiografies nie. Maar weer eens, omdat ons haar woorde het, ons het haar briewe, ons weet in watter tydperk ons haar bevind, is dit letterlik, dis ons liefdesbrief aan Ingrid Jonker. Ons is almal groot aanhangers van haar. En ons wil eer bring aan 'n vrou wat ek voel vir haar tydperk baie dinamies was, baie onkonvensioneel, nie ingepas het in mense se blokkies of prentjies nie. En ek weet dat, ja, miskien het dit mense ongemaklik laat voel, maar dit vat nie weg van wie sy was as mens. Sy was ontsettend interessant. En ons wil regtig net haar waarheid, haar liefde, haar vlam, haar vuur, haar passie, die feit dat sy nooit verskoning gevra het vir wie en wat sy is nie, uitbeeld. En ek hoop regtig dat mense dit mee wegstap as hulle Ingrid kom kyk.
Die produksie is op die planke by die Centurion Theater van 9 April tot 17 April en kaartjies is beskikbaar by die centuriontheater.co.za of by Quicket. En ek nooi mense uit om saam met ons hierdie pad te kom stap, hierdie groen voetpad saam met Ingrid Jonker en dalk nie net iets van Ingrid te kom ontdek nie, maar iets van hulle self en dit te geniet. Ek nooi julle uit. Kom kyk.